Hallo vriende en baie welkom hier. Dit is so lekker dat jy weer saam met ons kuier en mag jy daar waar jy is, soos wat jy kom vandag, opnuut God die enig, sy teenwoordigheid, sy genade en liefde ervaar. Ons is in lydenstyd en ons in hierdie tyd stap ons en dink ons terug aan Jesus se lydenspad wat hy gestap het. En vanoggend as deel van hierdie tydperk wat ons vier, kyk ons na 1 Korintiërs 10. Nou ek het van 'n vroeë ouderdom af vir myself die lese aangeleer dat die lewe is te kort om uit jou eie foute uit te leer. In die geskiedenis is daar ook 'n sê ding in Engels, history repeats itself. En ons word uitgenooi om na mekaar te kyk en na die geskiedenis te kyk, om sodoende nie foute te herhaal wat alreeds gebeur het nie. En ongelukkig leer ons nie altyd daaruit nie. En wanneer ons nou vandag na die brief van 1 Korintiërs kyk, en Paulus wat aan die gemeente van Korintië skryf, dan sien ons dat Paulus hulle ook aanmoedig om terug te kyk en te onthou. Terug te kyk na die voorbeeld van Israel. Nou om net so 'n bietjie agtergrond te gee aan 1 Korintiërs en die gemeente in Korinthe, is dat dit 'n gemeente was wat nogal redelik baie dinge gehad het wat hulle moes uitsorteer. Daar was onmin tussen mekaar, hulle het gedink die een is beter as die ander. En veral wanneer ons na die teks kyk wat ons vandag lees en ons gaan kyk bietjie na wat vroeër geskryf is, dan praat Paulus in die besondere oor hulle besoeke aan afgodstempels en die eet van afgodsoffervleis. En dan kry ons die baie bekende gedeelte wat sê, moenie jou broer tot 'n val bring deur afgodsoffervleis te eet nie. En is in die lig hiervan wat Paulus dan 1 Korintiërs 10 skryf, en hy gebruik Israel as 'n voorbeeld, of 'n aanmoediging vir die gemeente in Korinthe, om terug te kyk en om nie dieselfde foute te maak wat hulle gemaak het nie. So kom ons lees saam uit 1 Korintiërs 10 en ons gaan van vers 1 af saam lees. Broers, ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan. En in verbondenheid met Moses is almal in die wolk en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het. En die rots was Christus. Nogtans het God in die meeste van hulle nie 'n behaag gehad nie, want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, sodat ons nie na bose dinge sal hinker, soos hulle ook gehinker het nie. Moenie afgodsdienaars wees, soos sommige van hulle nie. Daar staan immers geskryf, die volk het gaan sit om te eet en te drink en opgestaan om te speel. Laat ons dan nie onsedelik optree, soos sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 gesterf. Laat ons nie vir Christus beproef, soos sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. En moenie mor, soos sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur, en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in hierdie eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink hy staan, oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Paulus herinner die gemeente in Korinthe en ook vir my en vir jou vandag aan die voordele wat die volk Israel geniet het toe hulle in die woestyn getrek het. Hulle moes regtig hulle afhanklikheid van God besef en God het voorsien in 'n wolk en deur water en kos vir hulle te voorsien. En nogtans, ten spyte van hierdie versorging van God en hierdie voordele wat hulle geniet het baie van hulle agtergebly in die woestyn en het hulle nie saamgegaan na die beloofde land toe nie. Paulus gebruik die wolk en die geestelike kos en manna wat hulle geëet het as 'n manier om te sê dat hulle is ook gedoop. Hulle het ook deelgeneem aan die nagmaal soos wat julle doen. Hulle het ook gedink hulle is onder Christus se beskerming en tog was hulle nie. Want hulle het hierdie ooreenkoms wat God met hulle gehad het,
het hulle gebreek. Hulle het geval. Soos wat Paulus ook skryf, hulle het gedink hulle staan, en toe kom hulle tot 'n val. En vriende, soos wat God omgesien het na Israel in daardie tyd, en soos wat hy vir hulle versorg het, het hy tog 'n sekere norm en standaard aan hulle gestel. En baie mense het nie daarby uitgekom nie. Baie mense het gedink hulle staan, maar tog het hulle geval. En daarom kom Paulus en hy waarsku vir my en vir jou ook vandag, wat ook in die wêreld is, ook soos die gemeente in Korinte, baie deelneem aan sekere aktiwiteite waaraan die res van die wêreld deel het, om ook nie te dink ons staan en dan val ons nie. En dis dalk die eerste ding wat Paulus vir ons gee vandag. Wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk en wat Paulus bring, dan gee hy vir ons 3 goeters. En die eerste ding is, pas op dat jy val. Moenie dink jy staan en dan lê jy op die grond nie. En daarom word ons uitgenooi, liewe vriende, om te kyk na ons eie lewens. Om te kyk na sekere dinge wat ons laat struikel. Sekere dinge waar ons dink ons in beheer is. Sekere dinge wat vir ons 'n valse sin van sekuriteit gee. Wat is daai dinge? Watter dinge hou ons weg van God af? Wat verhoed dat ons verhouding groei met hom? Is ons bewus daarvan? Is ons nie bewus daarvan nie? Dalk moet ons vandag daarvan bewus raak. En wanneer ons dink ons is in beheer, of ons het hierdie idee van ons kan dit beheer en dit bestuur, maar eintlik nie dit kan doen nie. So dis dalk die eerste ding wat ons vir onsself vanoggend vra, of vandag vra, is watter dinge is daar wat my weghou van God, wat my verhouding beïnvloed, wat veroorsaak dat ek dalk kan struikel en val. Die tweede ding wat Paulus hierso sê, en wat ons ook daartoe moet neem, is daai paar woordjies, God is getrou. Dit beteken dat ons op hom kan staatmaak, dat wanneer ons bewus word van hierdie goed, dat hy ons ook in sy liefdevolle arms omhels en ontvang. Dit beteken dat ons nie hoef bang te wees dat hy ons in die steek gaan laat nie, maar dat hy ook in hierdie dinge die pad saam met ons stap. En daarom kan ons vir die Gees vra om hierdie goeders vir ons te openbaar, om dit aan ons bekend te maak, sodat ons dit ook aan Christus gaan gee. Liewe vriende, wanneer Paulus sê God is getrou, dan beteken dit ook dat sy offer aan die kruis vir my en vir jou volmaak is. En dat ons nie allerhande ander goeders hoef te doen as om net ons vertroue en ons lewe in sy hande te plaas nie. So weet dit dan, dat maak seker jy staan en dat jy nie struikel nie. Weet God is getrou. En dan die derde ding, God is ook by ons waar ons deur hierdie dinge worstel. Paulus sê dat God sal ons nie bo ons vermoëns versoek nie, maar dat hy ook hierdie stryd saam met my en jou stry. Dat ons dit vir hom kan gee, en dat ons deur sy Gees ook gevorm kan word. Ek dink dit is dalk die belangrike ding wanneer ons oor hierdie derde punt praat, dat God is getrou en dat hy ons nie bo ons vermoëns laat versoek nie. En daarom, liewe vriende, is die uitdaging dat ons nie net bekend word met dit wat ons laat struikel nie, maar dat ons ook daarmee woeker en worstel en daar teenoor staan. En dat ons sekere dinge in plek sit wat ons verhoed om te struikel. Liewe vriende, die geskiedenis herhaal homself gereeld, want ons leer nie deur die geskiedenis nie. Ons kyk nie na mekaar en leer uit mekaar se foute nie. En dit is dan die uitnodiging vandag, is om te besef dat ons maar na ons blinde kolle moet kyk. Voordat jy dink jy staan, pas op dat jy nie val nie, sê Paulus. Weet God is getrou, dat ons na hom toe kan kom. En weet dat hy ons nie bo ons vermoëns versoek nie, dat hy deur sy Gees in en deur ons werk. Liewe vriende, my uitnodiging aan jou is, kyk terug na Israel en kyk na hulle foute. Leer uit hulle foute. Kyk op na God en weet dat hy is getrou. En kyk vorentoe en weet dat hy ook ons vorm en voortdurend heilig en louter, sodat ons, voordat ons struikel, dat ons vas sal staan. Amen. Here, dankie dat ons
vanoggend ook hierdie waarskuwing kan hoor en dat ons met erns na ons lewe sal kyk. Met erns na ons verhouding met U, ons verhouding met die wêreld, ook die dinge wat ons weghou van U af. En dankie Here dat ons weet dat ons ook kan leer uit ander se foute, kan leer uit Israel se foute. Dankie Here dat U ons voortdurend en toenemend ook deur vandag se teks en die preek, dat U ons nader aan U trek en gee dat ons ook met 'n diepe besef van ons eie feilbaarheid, ons sonde, ons tekortkominge ook na U toe sal nader. Here, dankie dat U getrou is en dankie dat U ook hierdie pad saam met ons stap, al is dit 'n pad wat soms moeilik is. Gee dat ons sal vashou aan wie U is, wat U vir ons kom doen het. En dat ons kan weet dat U ook hierdie pad saam met ons stap. Amen.